Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag 22 Mei 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, ons het in die teenwoordigheid regtig tyd nodig om bietjie stil te raak. Die dilemma met die stil raak is ons dink aan so baie ander goed en Bybels het my so baie gehelp, Vader, toe hy sê, hy het altyd so 'n notaboekie saam met hom gevat wanneer hy gaan bid het. Hy sê, wanneer so 'n gedagte, wanneer hy stil raak by hom opkom, en het hy neergeskryf. Hy sê, want dit is waar die ou Satan hom in sy gedagtes aangeval het. En sê hy dit vir hom, dankie, en skryf hy dit neer. Here, maak ons stil voor U. Help ons, Vader, om op U te fokus. Op Jesus te fokus. Op die Heilige Gees te fokus. Vader, vul ons deur die Gees. Asseblief. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is nog steeds hierso in Spreuke 24. Nou kom sê hy die volgende. Hy sê dit is die wyse man of die wyse mens of die wyse vrou wat sterk is. Die een wat kennis het, wat werklik mag het. Dit is so, né, vriende. 'n wyse persoon is iemand wat onderskeidingsvermoë het, né? Hy is onderskeidingsvermoë. Hy of sy weet wanneer om watter besluit te doen. En ons sê vir mekaar aan mekaar en herinner mekaar aan mekaar daaraan dat 'n wyse persoon begin, hoe raak jy wys? Deur die Here te dien. En wanneer ek en jy die Here dien, liewe vriende, is die wysheer van alle tye, die Heilige Gees in ons lewe om ons te help met daardie onderskeidingsvermoë. Wanneer ons onsself gee as 'n lewende en 'n heilige offer, wat Paulus vir ons kom sê in Romeine 12:1 en 2, wanneer ons kom gee as 'n lewende heilige offer, liewe vriende, dan begin ons doen wat vir God aanneemlik en volmaak is. Dis die wesenlike van die godsdienst wat ons moet beoefen. So, liewe vriende, wanneer ons 'n wyse persoon is, dan is ons ook iemand wat nie, weer terug by Romeine 12, aan die sondige wêreld gelyk word nie. Hoekom nie? Omdat ek en jy anders optree, omdat ek en jy met onderskeidingsvermoë om te optree, omdat ek en jy deur die Heilige Gees gelei word, liewe vriende, neem ek en jy inderdaad die regte besluite. Dit is die wyse man, vrou wat sterk is, die een wat kennis het, wat werklik mag het. Ons het nou nie daarop uit te brei nie, né? Jy maak oorlog na beraadslaging, en die oorwinning kom deur baie raadgewers. Jy maak oorlog na beraadslaging, en die oorwinning kom deur baie raadgewers. Vriende, die een ding, ek het wys julle elke keer op die wise counsel. Julle het 'n wise counsel in julle lewens nodig. Daar stye wanneer ek en jy moet by 'n wise counsel uitkom. Moenie nie vir jou met dwaase omring nie. Dis nie 'n wise counsel nie. 'n Wise counsel is kinders van die Here wat ingeplak is by God die Vader, Seun en Gees, wat 'n lewende verhouding het, wat in Jesus se voetspore te stap en wat die Heilige Gees toelaat om deur hulle te werk. Daardie wise counsel gaan jy met goed wat jy jou verstand gebruik het almee, wat jy alles uitgeput het, maar jy weet nie nou nie, dan gaan jy na jou wise counsel toe. Jy kan hulle natuurlik voor die tyd ook gebruik, en jy praat met hulle en jy verduidelik vir hulle. Jou wise counsel gaan ook mense wees wat jou nie gaan napraat nie. Jou wise counsel gaan, omdat hulle kinders is van die Here, reguit met jou kan praat, natuurlik op 'n mooi manier, en vir jou kan sê, jy kan nie hierdie roete loop nie, my vriend, my vriendin. Dis nie die regte roete om te loop nie, né? Wanneer ons mense het wat ons kan raadpleeg, dan kom die oorwinning ook op die geestelike vlak, né? Kry vir jou 'n wise counsel, vriende. Dan sê hy net vers 7, wysheid is bo 'n dwaase begrip. Hy kan dit nie waag om sy mond oop te maak waar leiers
beraadslaag nie, né? En dit is so, 'n dwaas, wat is 'n dwaas? 'n Dwaas is wat nie God aanbid nie. 'n Dwaas is iemand, as hy nie God aanbid nie, waar kom die wysheid vandaan? Die wysheid begin by die dien van die Here. So 'n dwaas is iemand wat die Here nie dien nie. Hy gaan die een sottelikheid na die ander sottelikheid gaan hy kwytraak, né? Dis volop in ons land op hierdie stadium, né? Daarom, wysheid is bo dwaase begrip. Hy kan dit nie waag om sy mond oop te maak waar leiers beraadslaag nie. Ek is verlei om 'n paar goed te sê, maar ek gaan my nou nie aan die verleiding laat verlei nie. Kom ons volstaan daarby, liewe vriende. Ek dink ek en jy moet te alle tye in ons besluitneming God raadpleeg, Jesus raadpleeg en die Heilige Gees raadpleeg. Die Heilige Gees is vir ons gegee om ons te help in ons besluite. Die Heilige Gees is vir ons gegee om ons te help om die regte besluite te neem. Mag ek en jy ook ons wysheid kry van die Heilige Gees, sodat ek en jy met watter oorlog ek en jy ook al besig gewees in die besluitnemingsdomein altyd die regte besluit sal neem, omdat die Heilige Gees by ons teenwoordig is. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.